Goeiemôre, 13 Junie 2025, lesing 298 van die Groot Johannes Evangelie boek 2. As mense bietjie self wil lees in hierdie goed, onthou, ek herhaal dit net, hierdie boeke is alles gratis op die webwerf Nuwe Openbaring een woord.co.za. Nuweopenbaring.co.za. En hulle laai vinnig af. Hy laai binne 'n half minuut laai hierdie groot boeke af. En dan kan jy dit lees op jou foon of op jou rekenaarskerm. Jy hoef nie die boeke te koop nie, maar die boeke word ook vir ons mense op die plaas teen baie billike terme aangebied. 'n Afslag en dan 'n tyd wat jy hom kan afbetaal. Maar ek kan hierdie boeke regtig aanbeveel. Daar is niks lekkerder storieboeke in die aand as hierdie boeke nie. Want dit is die storie van Yeshua, van Vader Yahweh. Dis nou werklik in Engels was die woord reg. Dit is history. History kom van die woord af, history. So die Bybel is history. En hierdie is 'n vervolg op history, wat die wêreld nie het nie, maar wat ons het. En 'n paar kleiner groepe reg oor die wêreld heen in Duitsland, Holland, Engeland en Australië. Het ek nou al van die manne raak geloop. Nou, ons was gister besig oor slawerny, of dit 'n goeie of 'n slegte ding is. Nou, die algemene slawerny, soos wat ons nou daaraan dink, is nie meer in hierdie wêreld gewettig nie. Maar dit sê nie slawerny is weg nie. Die slawerny wat ons aan dink is wanneer hulle mense vang in hulle natuurlike habitat en hulle wegvoer oor die see en dan moet hulle in plantasies gaan werk vir geen loon nie in verskriklike toestande. Daardie slawerny was in die ou tyd baie algemeen. In die tyd van Yeshua het hulle nie masjiene en engines gehad nie. Die bote wat hulle moes roei, moes deur slawe geroei word. Ryk mense soos die keiser is gedra in 'n draagstoel en alle ander vernames en slawe moes dit dra. Slawe het gewerk in hulle landerye en allerhande swaar werk verrig. En hulle is nie altyd goed behandel nie. Daar was slawemeesters wat goed vir hulle slawe gesorg het. Maar dit was die destydse tyd. Wat is nou die situasie met slawerny? In baie van die derde wêreld lande en oosterse lande is daar nog steeds slawerny aan die gang. Veral van kinders, waar hulle verskriklik hard moet werk in myne en in fabrieke. Maar die werklike slawerny vandag is ons. As ek vir jou sê, ons is slawe, gaan jy sê, maar ons is nie slawe nie. Want ons kan almal rondloop. Ek het 'n bankrekening, ek het 'n kar, ek het 'n huis. Ja, maar jy sien nie dat jy 'n slaaf is nie. Ons is nou die slawe van 'n stelsel waaruit jy nie kan kom nie. En wat so fyn geweef is, dat die meeste mense op hierdie aarde nie besef hulle is slawe nie. Eers wanneer die gees van waarheid jou oë oopmaak, kom jy agter dat jy nog al die tyd 'n slaaf was. In hierdie land Vader het vir elke volk die reg op aarde gegee om oor homself te heers. Dit is 'n absolute aardse en hemelse wet. Heers ons oor onsself? Nee. Wie heers oor ons? Soos wat die Bybel sê, hulle wat 'n hakkeltaal praat. Hulle wat absoluut glad geen opvoeding het nie. Jy kan gaan lees in die profeseë, hy sê dit gaan met sy volk gebeur aan die einde van die tyd, waar die hond se stert, die hond waai, die stert is kop en die kop is stert. En dit is waar ons nou is, ons slawemeesters is 'n godlose, godhatende, blanke hatende barbariteit, wat oor ons aangestel is. En nou sal ons lees hoekom sulke dinge toegelaat word deur Vader. Hy doen dit nie, hy laat dit toe. Hoekom laat Vader goed toe? Altyd vir die beste
die beste vir die siel. En partykeer moet 'n siel baie swaar in slawerny lyding kry om eendag tog gered te word. Want dis al wat Vader se doel is, dat soveel as moontlik siele gered word. En gewoonlik wanneer jy in rykdom en vryheid is, dan is die Satan weer by. Dan kom hy met eienskappe van hoogmoed, hardheid, onvergewensgesindheid, glad nie omgee vir jou naaste se nood nie, kyk verby alle ellende van jou medemens. Het gaan net oor jouself. En die absolute gulsige vergaargees wat in hulle intrek, soos ons dit sien in ons boerevolk. Ek praat van die boere op die platteland. 'n mega boergees. Hy kan nie op elke arme boer wat uitboer, wat bankrot speel, omdat dit so swaar gaan met ons. Alles is teen die klein boer. Die markte is teen hom. Die saadkostes is teen hom. Die kunsmiskostes is teen hom. Die banke is teen hom. Die arbeid is teen hom. En dan is die natuur ook teen hom. Dan is daar mense wat nie genoeg van hierdie ellendige mense se plase kan opraap nie. En dan sit hulle met tiene en honderde duisende hektare. En nou gaan dit goed met hulle. Want is hierdie mense wat deur hulle boeties in die geheime organisasies finansiering kry en alle oorbrugingskapitaal ensovoorts. Dit is die dinge wat ons sien. En nou word daai ou wat uitgeboer het, word nou 'n slaaf. Iewers moet hy gaan werk vir 'n salaris, of op die ergste beland hy in 'n sorgsentrum soos hierdie, of die heel ergste in 'n swart plakkerskamp. Mense vergeet dat daar mense in plakkerskampe is. Daar is honderde duisende mense in swart plakkerskampe. Ek noem dit plakkerskampe, want dis wat dit is. Dis gestig deur onwettige vreemdelinge wat van die noorde afgekom het. En daai arme wit mense moet daar leef, werklik soos slawe, in die modder, in 'n sinkaya, geen elektrisiteit nie, geen water nie. 'n Mens kan jou nie indink hoe erg dit moet wees nie. Dis die toestand nou in ons tyd. In Joshua se tyd was die toestand nog steeds, slawerny was wettig, maar dit was bietjie anders. Kom ons lees. Nou, die vorige hoofstuk het ek nie in behandel nie, want dit is nou Joshua wat nou Joshua vra hom, jy moet nou praat en jou mening oor slawerny gee. Nou, het hy 'n hele relaas hoekom hy dit nie eintlik kan doen nie. En dan sê Joshua vir hom, kyk man, jy kan nou so beskeie wees soos jy jou nou wil hou, maar as ek vir jou iets vra, dan doen jy dit. En dit is wat ons ook moet onthou. As hy vra, moet jy doen. Hy sê, as ek jou lewe vra, moet jy dit gee. Want daar is niks wat ek aan jou sal doen, wat nie 10.000 keer vergoed sal word nie. Ons moet dit altyd onthou. Ons kry partykeer 'n opdrag. Dan het ons allerhande stories. Ons is nie waardig vir die opdrag nie. Amper soos Moses wat gesê het, nie, maar hy kan nie praat nie, hy is nie waardig nie. Dit mag nie gebeur nie. As hy vir jou 'n opdrag gee, moet jy dit doen. Nou sê die jong seun Joshua in hoofstuk 207, Joshua se mening oor slawerny. Hy sê, in u naam sal ek dit baie kortliks probeer, maar dit is nou maar heeltemal 'n vraag of my mening betroubaar is. Hy is so 'n bietjie in die bek geruk deur Jara, omdat hy ietwat 'n ding van homself gehad het. Nou is hy, maar soos enige mens, hy is nou 'n bietjie ligtig. Die voete van 'n mens staan sigbaar op 'n laer lewensvlak as sy hande. Maar as die voete die mens nie na die water sou dra nie, dan sou hy sy hande nie van stof en vuilheid kon reinig nie. Derhalwe dink ek, is slawediens in die algemeen net as so noodsaaklik as herediens. As die voete uitgly, val die hele mens. En dit is dus sekerlik goed en nuttig,
om meer te let op die voete, wat met alle reg die slawe van die liggaam genoem kan word, as op alle ander liggaamsdele. Afgestomp en willoos moet die voete die swaar en tevens niks doenende liggaam dagreise ver dra. Onthou, hulle het maar gestap van stad dorp na dorp. En hulle kry daarvoor as loon niks anders as hoogstens 'n reinigende verfrissing by 'n bron nie, by 'n fontein nie. Terwyl 'n gedane reis, of na 'n gedane reis, die hele liggaam, wat tydens die hele reis niks gedoen het nie, haar versterk met spys en drank. Maar wat sal die voete daarvan sê? Niks, want hulle is daarvoor geskape. Daarom dink ek dat slawerny 'n noodsaaklike iets is wat nooit afgeskaf kan word, as die mensdom in haar gegewe orde wil bly nie, tensy die mensdom mettertyd 'n ander vervoermiddel sou uitdink. Dan sou die slawediens van die voete natuurlik oorbodig gemaak kon word. En so dink ek sou dit in die toekoms met slawerny kon gaan. Dit sou natuurlik beter gewees het as 'n mens die slawerny, wat vir die mensdom onwaardig is, algeheel 'n mis kon gee, maar dit sou nog stellig lank kan duur, voordat so 'n geseënde tyd op aarde sy intrede sal maak. 'n Slaaf word deur die vrye mensdom werklik as onkruid onder die mense aangemerk. Maar deur hierdie seldsame onkruid word die mensdom baie goed gemes, en tevens traag en volledig passief. En dit vind ek baie sleg. In hierdie opsig sou dit weer beter gewees het as daar geen slawerny was nie. Maar as anderzijds slawerny 'n skool van die nederigheid is, dan is dit natuurlik ook 'n onmisbare noodsaak vir die te hoogstygende mensdom, want na die Babyloniese gevangenskap het die Israeliete weer 'n baie goeie volk geword. Dit is maar net jammer dat die gevangenskap nie minstens 'n volle eeu geduur het nie, want na die bevryding was daar na my mening nog te veel vir wie die vroegere glans van die Judeese ryk nog te nadruklik voor oë gesweef het. Daarom wou hulle ook die ou glans weer so gou moontlik tot lewe bring. En toe die mure en die tempel weer opgebou was die ou hoogmoed ook weer aanwesig. En weldra het dit daar in Jerusalem eintlik nog slegter daaraan toegegaan as vroeër, voor die Babyloniese gevangenskap. 40, ek skryf hier eerder 70 jaar, sê die skrif, was dus kennelik te min, maar na 100 jaar sou by al ons vadere die hinkering na glans, pragt en hoogmoed sekerlik vir honderde jare totaal vergaan het. Nou ons is nou in 'n erge slawerny vir 32 jaar. Maar ons moet nie vergeet, die voor dit was ons ook in 'n slawerny wat die volk nie kon agterkom nie, want hulle wortels is vir hulle weerhou in die skole en in die kerke. Die hele 19de eeu, na die Boereoorlog, het ons eintlik onder Engelse verslawing gekom. Ons moes trou sweer in 'n unie van Suid-Afrika aan 'n vreemde koning en 'n koningin later, terwyl ons boerevolk ons eie wetlik wêreldwyd erkende republieke gehad het. Dit was onafhanklike lande. Maar dit word nie in die skool vir ons geleer nie. Ons is geleer in die skool dat ons 'n Afrikaner volk is. Die Afrikaner was nog nooit 'n volk nie. Die Afrikaner is 'n taalgroepering. Die boervolk is 'n volk wat bestaan het en wat grond gehad het, wat 'n gemeenskaplike godsdienst gehad het, 'n Christelike godsdienst, 'n gemeenskaplike kultuur en ook 'n gemeenskaplike uitkyk op die lewe. Dit is wat ons af of onderskei het
en ons die reg gegee het om as volk te kan bestaan. Maar helaas het die slawemeesters gekom in die name van Cecil John Rhodes en toe later Milner en Kitchener en al die Engelse leiers wat ons wou onderwerp. Waarvoor? Vir die goud en die diamante. En natuurlik die mag om die grond te hê en te besit van Kaap tot Kaïro. Het ons maar in daai proses geval. So, dink aan wie jy was, hoe vry jy was. Weet jy hoe vry was die volk gewees? In die Transvaal was daar nie 'n tronk wat toe hulle Jameson opvang, wat ingeval het die eerste keer om die boervolk te onderwerp, toe vang die boere op. Toe is daar nie 'n tronk nie. Hulle moes 'n tronk bou om die Engelsman in sy klomp troepe in te sit. Want dit was 'n volk met hoë lewensstandaarde, wat op plase gewoon het, baie kinders gehad het, en almal het die werk op die plaas gedoen. Daar was nie slawearbeid of swart arbeid gewees nie. Nie in die begin nie. Dit het later gekom. En dit het ook bygedra tot die onderwerping van ons as volk. Want ons was nie bereid om ons eie werk te doen nie. Die werk wat verlare tipe mense beskou word, soos handearbeid en al die ander dinge nie. En so het hulle uiteindelik as slawe ingekom en ons baase geword. So kom ons lees verder. Vers 6, dit is natuurlik slegs nog maar net 'n onryp vermoede van my, en daar sal sonder twyfel behoorlike en goed gefundeerde teenargumente bestaan. Maar ek praat slegs maar soos wat ek dit aanvoel. Want iemand wat vir 'n slegte daad 'n oorveeg kry, sal hy die kwaad doen nie baie langer nalat as wat die pyn geduur het nie. As hy egter deur Elohim vir 'n slegte daad met 'n lang aanhoudende en baie pynlike lyding besoek word, sal hy die sonde seker bykans nooit weer begaan nie. Daarom kan ek regtig lang aanhoudende slawerny maar net sien as iets wat 'n bepaalde doel moet dien. En ek sien nou ook die onwrikbare noodsaak van hierdie toestand in, en ek dink, so 'n goeie en gewillige slaaf is uit die aard van die saak baie volmaakter as 'n vry mens. Want die vrye mens is geestelik, 'n slaaf van sy sinne. Sinne is sy drange. Terwyl die liggaamlike slaaf geestelik 'n vry mens kan wees. Want daar is 'n groot verskil tussen 'n mens wat baas van sy wil is, wat by 'n goeie slaaf heeltemal die geval moet wees, en 'n mens wie se wil geen gehoorsaamheid ken nie, en by wie alles moet gebeur wat hy wil. Dit is baie duidelik. 'n Slaaf kry die wil van sy baas, hy sê vir hom, jy moet dit doen, en dan doen hy dit. Daarom is ek dit nou tog heeltemal met slawerny eens, en wens dat dit nooit sal eindig nie. Want ek vind, sodra die hoofskool vir die ware nederigheid sal eindig, sal die mense van die aarde deur 'n groot ellende besoek word. Natuurlik is dit wel te verlang dat mense almal volgens u leer sou lewe, want dan was slawerny 'n vreemde onding en 'n misdaad teen die regte van die mensdom. Maar solank dit nêrens nog nie die geval is nie, en miskien nog lank nie sal wees nie, is en bly slawerny vir die hoogmoedige mensdom 'n evangelie uit die hemele, wat ter verbetering van die mensdom op aarde ingestel is. Dit is dan my swakke beskouing van u verklaring oor slawerny. Nou vra ek u, o meester, egter tewens, of u geneig sou wil wees om die foute daarin, wat ek sekerlik gemaak het, uit te wys, sodat ek ook in hierdie sweer tot die volle waarheid kan deurdring. Joshua sê, beste Joshua, jy het in alles heeltemal gelyk, en weinig of niks kan met reg daarteen ingebring word nie. Net wat betref die dier van die Babyloniese gevangenskap,
het jy in jou ywer iets wat te ver gegaan. Want elke gevangenskap en ook elke slawerny is uit die aard van die saak niks anders as 'n strafgerig wat deur Elohim toegelaat word nie. 'n Oordeel is en bly egter jammer genoeg altyd maar net 'n uiterste dwangmiddel tot verbetering en het daarom gewoonlik meer 'n slegte as 'n goeie uitwerking op die siele van die mense. Want iemand wat die slegte maar net vermy vanweë die kwade gevolge en die goeie doen vanweë die goeie gevolge, is nog ver verwyder van die ryk van Elohim. Slegs diegene wat die goeie doen, en hierdie is vir ons baie belangrike inligting wat ons moet ons eie maak. Slegs diegene wat die goeie doen omdat dit goed is, en die kwade vermy omdat dit sleg is 'n volmaakte mens. Want solank die mens nie self na die ware lig wil gaan nie, bly hy geestelik 'n slaaf en as sodanig dood vir die ryk van Elohim. Die dwang van buite af bring die mense op nog ander dwaalweer van die sedelike liefdeslewe, waarvan ons dadelik 'n paar daarvan sal ontdek. En hier gaan dit oor dat jy die liefdeswerk moet doen omdat dit vir jou die regte ding is. Jy wil by daai persoon wees en jy wil vir hom klere gee. Jy wil vir hom bemoedig. Want dit is die regte ding. In jou hart is daai vonk gelê van Vader se liefde. En jy moet dit nie doen omdat jy dit nou wil doen dat hy weer gesond kan word en vir jou verder as 'n werktuig of iets kan dien nie. Dit is dan om iets goeds te doen vir gevolge. Jy moet iets goeds doen omdat dit goed is. En dit geld ook vir mense wat terugkom na hierdie plaas toe nadat hulle afgesit is. Ons moet duidelik as personeellede uitvind, is hy terug omdat hy berou het oor die oorsake van dit wat gelei het tot sy afsetting, of het hy berou oor die gevolge van sy afsetting. Die gevolge van afsetting van hierdie plaas is die volgende. Jy beland op die straat. Jy word deur die swartes oorval en geslaan en geroof. Jy kry koud, jy het nie 'n kombers nie. Jy slaap op 'n sypaadjie of onder 'n boom. Dis die gevolge van jou dade. En as dit nou is hoekom jy terugkom, ek kry te koud en ek is bang en mense gaan my aanval. Ek wil weer terugkom hiernatoe. Is dit nie die regte rede nie? Want dan het jy nog nie geleer nie. Jy moet terugkom en sê, weet julle het my weggejaag oor ek gruwelike dinge gedoen het op die plaas. Ek is vreeslik jammer daaroor. Ek wil dit nie meer doen nie. Ek sal dit nie meer doen nie. Dan het ek en my personeel geen ander opgawe as om te sê, jou vergifnis of jou skuld wat jy nou bely het, ons vergewe dit. Die Bybel sê 7 maal 70 maal. En dit is moeilik om dit elke keer in die praktyk toe te pas. Dit is lekker om dit te lees, maar doen dit bietjie. Nou gee hy vir ons 'n voorbeeld, en hierdie is een van die voorbeelde wat lank terug toe ek het gelees het ek van al die duisende hoofstukke hierdie hoofstuk nooit vergeet nie. Dit is so 'n belangrike hoofstuk, want jy kan dit op alles van alle aspekte van ons lewe kan jy dit toepas. Hoofstuk 208, die gelykenis van die kluisenaar. Luister, 'n meisie uit die gewone volk stap alleen met 'n pad. Terwyl sy ergens gewerk het vir haar werkgewer, het sy so laat vertrek, dat sy op die terugweg deur die nag oorval is. Maar halfpad kom sy by 'n plek waar 'n vrome kluisenaar gewoon het. Versprei oor die hele Judea, vind jy baie sulke mense wat, vanweë die ryk van Elohim, soos wat hulle dit wil voorgee, en ook werklik in hulle lewe wil toepas, 'n sogenaamde streng lewe lei. Nou, wil ek net iets sê oor vandag, is daar ook sulke mense. Hulle trek na afgeleë plekke toe,
en hulle versorg net hulle self of hulle en hulle familie. En hulle lewe baie vroom en baie regverdig, want daar is nie sonde nie. Dink maar, 'n ou wat afgeleë met sy vrou alleen bly, watse versoekings het hulle elke dag, en watse versoekings het ons mense wat elke dag hier werk, veral die mense in die personeel. Daar is geweldig baie versoekings waaraan ons blootgestel word, en waarin ons liefdesvlak getoets word. Is ons binne Yeshua se orde? Nou hierdie vroom mense is gewoonlik ook baie streng wetties. Hulle dink om die wet fisies te onderhou nadruklik is hulle pad hemel toe vir hulle oop. Die huiswaarts keerende meisie in die al donker wordende en stormagtige nag klop aan by die huis van die kluisenaar en vra of sy binne mag kom om onderdak te kry vir die nag. Onthou nou, dat ek net iets bysit wat mense wat nie is by ons nie weet nie. In die wet sê, as 'n vrou in haar menstruasie tydperk is sy onrein en mag sy nie naby mans kom nie, want dan is hulle ook onrein vir 'n tyd. Hulle mag nie eers op stoele sit waar ander mense gaan sit nie. Dit was 'n verskriklike streng wet in daardie tyd. En hierdie wet word nou deur hierdie ou baie eng onderhou. Die kluisenaar kom na buite en bemerk dat die vraer 'n meisie is, wat met haar binnekom sy hut beslis sou kon verontreinig. So sy was al 16, 17, sy was al reeds in vroustadium. Daarom sê hy, aangegryp deur gewyde of heilige geesdrif, onrein wese, kom nie in my aan Elohim God gewyde rein huis in nie, want dit sou deur jou onrein word, en daardeur sou ek onrein word. Gaan maar verder, en gaan terug na waar jy vandaan gekom het. Onthou, dis nou pikdonker nag, en daar's 'n storm. Met hierdie woorde maak hy die deur toe, en laat met 'n verligte hart, en verheug dat hy die verontreinigende gevaar vir hom kwyt geraak het. Die skreeuwende meisie aan haar bittere lot oor. Opgewek trek hy homself terug in die binneste van sy huis, en prys Elohim dat hy hom vir hierdie gevaar van sy siel so barmhartig beskerm het, en bekommer hom nie in die minste oor die arme meisie nie, of sy in die donker nag verongeluk of nie. Dit interesseer hom glad nie. Hy is nie onrein gemaak. Dis alwaaroor dit vir hom gaan. Sy huis het nie 'n moontlike onreinheid oorgekom nie. Want hy het nie geweet of sy daar is nie. Hy het maar net die moontlikheid gesien, dit kon so wees. Na 'n uur kom hierdie meisie besonder toegetakel deur die storm by die huis van 'n berigte tollenaar aan, wat in die oë van die suiwer Judeërs 'n groot sondaar is. Hy hoor die arme meisie al van ver kla, want hy hou wag by sy tolboom. Hy was geen vriend van vroeg bed toe gaan nie, en daarom noem die rein Judeërs hom ook 'n ordelose skobbejak. Hulle het nie tyd gehad vir tollenaars nie. Hierdie sondige skobbejak steek egter gou 'n fakkel aan, en gaan die heilende meisie vinnig tegemoet. Wat stel hierdie fakkel aansteek? Dit is die lig van Vader se liefde wat jy in jou hart aansteek. En hierdie heilende meisie vinnig tegemoet. Toe hy haar voorthinkend en heilend vind, troos hy haar, tel haar met sy sterk arms op, en dra haar sy huis binne. Daar gee hy haar te ete en te drinke, en maak 'n goeie en sagte bed vir haar gereed. Die vanoggend gee hy haar nog geskenke, saal 2 lasdiere op, en bring haar algeheel verkook en opgeruim, na haar nog taamlik verre woonplek. Kyk, nou gee Yeshua vir ons die les in hierdie gelykenis.
Die kluisenaar is 'n streng boetvaardige en leef steeds in 'n strafdwang wat hy vir homself opgelê het. Vermy daarby sorgvuldig alles wat sy as rein aangemerkte siel ook maar in die geringste sou kon verontreinig. En hy meen dat Elohim hom baie hoog ag, omdat hy so streng die wet hou. Tevens is dit hom ook baie werd, dat die wêreld hom as 'n smetteloos heilige van Elohim beskou. En des te meer omdat dit in die algemeen van hom bekend was, dat sy vertrek nog nooit deur 'n vroulike voet betree is nie. Natuurlik bring hierdie sedelike reinheid om menige gawe in sy hut, wat sekerlik sou verminder, as daar ooit bekend sou word dat sy hut tog een keer verontreinig was deur die voet van 'n meisie, waarvan mens tog nooit kon weet, wanneer sy presies haar onreine periode gehad het nie. So waaroor gaan dit vir hierdie ou? Hy wil as 'n groot heilige bekend wees onder die volk. So die emosie hier is nie eintlik gehoorsaamheid aan die wet nie, maar eie liefde en aansien wat hy nie wil verloor nie. Vir die tollenaar pla dit niks of die wêreld goed of sleg van hom dink nie. Sy huis staan altyd as die onreinste bekend, en dit maak dat 'n egte Judeer nie daar binne sal kom nie, omdat hy hom dan vir minstens 10 dae sou verontreinig. Daarom kan dit die tollenaar ook niks skeel wat die mense oor hom in sy huis sê nie. En hy doen dan ook vrylik wat sy hart hom ingee en dink daarby. Al is ek dan 'n groot sondaar en so onsuiwer as wat maar moontlik is, wil ek tog barmhartigheid beoefen, sodat ek eendag ook by Elohim barmhartigheid kan ondervind. Hierdie vers 6 is 'n opsomming van wat ons hier by Philadelphia Ark doen en wat ons moet wees. Ons moet barmhartigheid betoon, ongeag wat hulle van ons sê. En ek kan vir jou sê, die mense sê baie slegte dinge van ons hier. Ek het eendag het ons 'n baie goeie ondersteuning gekry uit Amerika uit. En ek praat van groot ondersteuning. Ons as dit nie gehad het nie, sou ons nie voortbestaan het nie. En daar was mense wat, toe ek weg was vir 1 jaar en 4 maande, wat met hom kontak gehad het en allerlei leuns vir hulle vertel het, sodat daai mense naderhand so erg teen ons gedraai het. En wat hy gesê het, hy het dit in 'n brief gesê, en dit was 'n baie goeie vriend van my. Ons was eintlik saam op universiteit, ons het dieselfde rigting gedoen. Toe sê hy, bly jy maar daar tussen jou gespuis en jou dronkies en jou dwelmgebruikers, want jy is net soos hulle. En weet jy wat, dit het my nie geplan nie. Ek is eintlik bly dat hy dit gesê het, want ek is nie beter as enige een hier nie. Ek het wel 'n job om te doen, en my job is om te kyk dat alles reg gaan, maar ek is nie beter as enige een nie. En daardie persone wat hulle gaan afsonder het, en wat hulle so rein en heilig en skoon dink van hulle self, hulle is juis die wat 'n probleem het. Ons lees verder. My beste Josua, sê jy my nou eers, aan wie van die twee sou jy uiteindelik die voorkeur gee? Josua sê glimlaggend, o sonder meer die tollenaar, want as daar op die wêreld maar net sulke kluisenaars sou wees, sou die lewe van die mense weinig kans meer gehad het, en sou dit sleg lyk. Die dom kluisenaar sou volgens my met sy sedelike reinheid elke 10 uur gesteel kon word. Nou daai gesteel kon word is steel in die opsig dat Satan hom kan bykom. Waarlik, as ek na die dood die hemel sou mag verhuur, dan sou die kluisenaar sekerlik die laaste wees wat ek in die laagste hemel, die laaste plek sal aanwys. En hy sou nie daarvandaan kom, het sy hy
nie eers net soos die tollenaar geword het nie. Het ek gelyk of nie? Nou ja, ons sal dit in die volgende hoofstuk lees, maar hy het gelyk. Ja. En omdat ons ook insigte het oor die hemele, dat daar 3 hemele is, 'n laagste, 'n middelste en 'n hoogste hemele, het hierdie ou presies die waarheid gepraat. Aan die onderkant van die laagste hemel, 'n hemel het 'n aankant en 'n oggendkant, 'n lae kant en 'n hoë kant. So as jy op aarde goed gedoen het in die liefde en jy het jou Vader baie lief gehad en jou naaste, dan mis jy die onderste hemel, jy mis die middelste hemel en jy kom in die hoogste hemele uit. Of in die aankant of in die oggendkant, maak nie saak nie, dis in elk geval baie heerlik. Daar is maar net 'n tyd wat mense moet oriënteer en dit kan hulle dan daar doen. Maar alle gelowe wat mense die geloofssysteem aanbid, soos hierdie tempeljode, wat absoluut die tempel se reëls en regulasies so streng aanbid sonder liefde, beland in die onderste aankant van die onderste hemel. En hulle moet daar beland. En dis reg langs die bokant, die boonste hel. So daar's 3 vlakke van hemel en 3 vlakke van hel, en die 2 kom by mekaar. En nou is daar engele wat hierdie mense nou besoek, nie as engele nie, maar juis as wesens wat nou deur hulle as die vuilste beskou word. En ongetwyfeld sal hierdie ou besoek word deur engele as so 'n meisie aan die ander kant, om te kyk of hy sy hardheid sal verander. En meer sulke ander verhale speel hulle af, want die mens aan die ander kant moet self in die liefde kom. Hy moet self 'n versagting kry, barmhartig word en mense wil help. Die oomblik wanneer hy dit doen, sonder dat hy dit weet, begin hy op 'n glyskaal al hoe hoër gaan in die onderste hemel. Dit word, alle omstandighede word beter om hom. En dan raak hy dan ook iemand wat ander mense die liefde kan leer. So dit is duidelik dat iemand wat met so min liefde soos hierdie kluisenaar oorgegaan het, werklik baie moeilik 'n tyd het aan die ander kant. Ons kry hierdie kluisenaar gemeentes in ons volk. Baie. En hierdie gelykenis het betrekking op dit. Ons was ook in die begin sulke kluisenaar gemeentes. 'n kluisenaar gemeente. Ons het niemand toegelaat as hy nie die wet hou soos ons dit gesien het nie. As hy onbesnede was, dan was hy nie reg nie. As hy nie die Sabbat gehou het nie, was hy nie reg nie. As hy nie die ware name aanroep nie, is hy nie reg nie. En ons gemeentes het bestaan net uit hierdie afgesonderde mense. En ons het ons baie heilig beskou. En so is daar nog baie gemeentes wat presies dit doen. Hulle is almal eensgesind. Op 'n Saterdag broei hulle mekaar warm. Hulle het 'n heerlike diens en 'n heerlike ete. Hulle sing lekker alles, maar niemand is welkom daar wat nog enigsins iets anders glo as wat hulle glo nie. En so word jy 'n geestelike kluisenaar, want jy reik nie uit nie. Jy groei nie. Hier by ons is dit anders. Enige volksgenoot en blanke wat by die hek inkom, as die plek is, word hy geakkommodeer. Mense word gevra om 'n maand in die diens te wees, daarna is dit vrywillig. Die rede is maar net sodat jy kan agterkom in die 30 dae wat jy my gehoor het of Karen gehoor het ons nog nooit 'n leer verkondig wat nie Yeshua se leer is nie. Nou het jy nie 'n rede om te sê ek het nie geweet nie. Maar dit is hoe ons groei, dit is hoe ons mense kry, soos wat Yeshua sê, toe Johannes die Doper, wat net so 'n streng wettiese ou was, maar wat wel die koms van die Messias verkondig het, sy leerlinge was net so erg.
En hulle kom vra vir hom, vir Yeshua, Johannes die Doper vra of jy die een is wat moes kom. Wat is stupid vraag is, simpel vraag. Want Johannes die Doper het 'n getuienis gegee by die doop van Yeshua. Toe sê hy, daar staan die lam van Elohim, wie die wêreld se sondes sal wegvat. Op hom, wie die duif neerdal, en op hom bly sit. Dit is hy. Nou stuur hy sy apostels, of sy disippels, om weer te vra. Weet jy wat sê Yeshua vir hom? Hy sê nie ja of nee nie. Hy sê, gaan sê vir hom, blindes raak siende, dowes raak horende, krepeles loop, melaatses genees. Dis die antwoord wat hy gee. En al wat ek kan sê, hier by ons in die gees vind dit ook plaas. Mense wat blind hier aankom in die gees sien. Mense wat doof was vir die ware woord hoor. Mense wat nie in die gees kon loop nie, omdat hulle onder die slawerny van die kerk was. Onthou, daar's nog 'n slawerny wat ons amper vergeet het. Die kerk het regtig 'n slaafse volgelinge gekweek, dat jy niks vir hom kan sê wat buite die kerk se leerstellings ryk nie, as hy nog erg in daai slawe mentaliteit is. En so word melaatses in die gees is besetenheid, word ook genees, want ons het 'n geestelike beradingsafdeling hier. En huise wat besmet is, word skoongemaak. Mense wat besmet hier ingekom het met duiwels, bose geeste en allerhande ander ondinge, word vrygemaak. En hulle kan getuig dat hulle melaats was en nou genees is in die gees. Ek erken dat ons nog nie die vermoë het om deurentyd alle siektes te genees nie. Maar daar is genoeg verhale waar handoplegging en salwing fisiese siektes genees het. En ons kan vir 'n uur daaroor praat. Maar dit is maar net 'n bewys om te sê, ja, ons is, al is ons hoe sondig en hoe swak, is ons in sy orde. En is ek baie trots om saam met die te wees wat geval het en wat al hierdie siektes het. Want ek self het nog geestelike siektes aan my. Want nie een van ons is engeltjies nie. Eendag 'n waar woord, en ek sluit daarmee af, wat Eugene ter Blanche vir my gesê het. Hy sê vir my, ou Dirkas, hy het altyd vir my gesê, ou Dirkas, hy sê die engeltjies is in die hemele, ons is nog hier op aarde. Baie dankie. Amen.